Vandag gesels ons 'n bietjie oor vas. Dit is iets wat as ons die Bybel ernstig lees, wat ons telke male gekonfronteer word of raak lees van grootgelowige mense wat vas. Christus wat self gevas het nadat hy gedoop is en vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn is. Die vraag om mee in te lei, wat is vas? Wat was die doel van vas en hoekom is gevas? Ja, vas is eintlik 'n Joodse kulturele gebruik. Mense dra partykeer die gedagte dat dit 'n Ou Testamentiese ding was, of dat dit 'n godsdienstige bevel was of 'n opdrag was, en dis nie waar nie. Dit was 'n gebruik onder die Jode. Dit het wel 'n godsdienstige doel. Die gebruik van die Jode was om te vas in 'n soeke na nabyheid van God, teenwoordigheid van God. Dit is iets wat jy gedoen het in 'n intense behoefte na die nabyheid van God. En daarom sal jy sien, gewoonlik kom vas voor in die Bybel, veral in die Ou Testamentiese tyd, in tydperke van geweldige nood, of angs, of spanning, of smart, of in voorbereiding vir 'n belangrike taak. Mens kan dink aan Esra wat 'n vas onder die volk uitgeroep het, toe hulle die groot, belangrike, geweldige, gevaarlike trek moes deurvoer na die ballingskap. En dan vind ons dit telke male wanneer iemand in rou is, wanneer iemand in smart is, dat hy as op sy kop gegooi het. Dit was die gebruik om as op jou kop te gooi het, sakklere aan te trek, wat geweldig ongemaklik was, jukkerig was. Die hele idee was, jy moet ongemak verduur, en in jou ongemak en in jou honger is dit 'n konstant, jou ongemak en jou honger is 'n konstante herinnering om te bid, want jy's afhanklik van alles. En alles wat jy beleef herinner jou aan jou afhanklikheid van God en herinner jou om in gebed tot God te nader. Maar vas is 'n manier om uitdrukking te gee aan my intense behoefte aan die teenwoordigheid en die nabyheid van God, om my te troos, om my voor te berei, om my geestelik te verdiep, of wat ook al die geval rondom dit mag wees. Nou, veral onder Afrikaanse gereformeerde kerke, ervaar ons nie baie dat daar gevas word nie. Ja. Ek het al gesien, en miskien baie van die kykers is ook bewus van ander kerke, Engelse kerke, amper kan 'n mens sê, jy het nou verwys na kulturele gebruike, ja. Mens wil amper sê ander kulture vas weer gereeld, ja. Maar typies Afrikaanse gereformeerde kerke, is dit baie selde dat 'n mens hoor van vas, of dat daar gevas word. In vandag se tyd, moet ons nog steeds vas? Behoort ons te vas? Doen ons iets verkeerd as ons nie vas nie? Doen ons iets verkeerd as ons wel vas? Gee so 'n bietjie riglyne vir ons. Dis 'n area waar daar redelik in die Christelike kultuurvryheid gegee kan word. Sekere goed is ons beginsel vas oor om te sê, nee, hierdie is 'n Bybelse saak, dit moet een kant toe of die ander kant toe. Hierdie is een van daardie sake waar daar Christelike vryheid voor is. Omdat dit 'n Joodse kulturele gebruik is en nooit 'n bevel is in die Bybel nie, dit word tog in die Bybel genoem. En ons weet vas kan nie verkeerd wees nie, want Christus het gevas. Dit was 'n geweldige, intense tyd, toe Christus homself voorberei het vir sy aardse bediening, net na sy doop, en die gees van God soos 'n duif in die vorm van 'n duif op hom neergekom het, die Vader uit die hemel uit tot hom gespreek het, dan dryf die gees hom uit in die woestyn, en daar vas hy 40 dae en 40 nagte in voorbereiding vir sy bediening, en dan word hy natuurlik versoek deur die Satan, waarop hy slaag. So Christus self het gevas, maar dan kry ons in die Nuwe Testament byvoorbeeld dat Christus die Fariseërs aanvat oor die vas, maar dan is dit nie oor omdat hulle vas nie. Dit is oor hoe hulle vas. En dis nogal belangrik. So, ons kan die vraag so antwoord om te sê, Christene mag vas. Dit is nie verkeerd om te vas nie. Dit is ook nie verkeerd om nie te vas nie. Wat wel belangrik is wanneer jy vas, dan is daar Bybelse riglyne vir hoe jy dit moet doen. Iemand wat vas, behoort dit nie te verkondig aan die wêreld nie. Dis waaroor hy die Fariseërs aangevat het. Die Fariseërs het vir almal gewys, hulle rouklere aangetrek, as op hulle hoofde gegooi, en saam met die vas het jy gewoonlik nie gebad nie. So vir dae lank nie gebad nie, en as jy nie eet nie, en nie bad nie, jou liggaam begin stowwe afskei, wat 'n reuk vrystel, wat baie onaangenaam is.
En dan het hulle tussen die mense rondgeloop, dat almal hulle moet ruik, en almal hulle moet sien, en almal moet weet hoe hierdie ou is besig met 'n geweldige vas. En dan sê Christus, julle gesindheid is verkeerd. Julle doen dit om vir die mense te wys hoe vreeslik pietisties julle is. Dis nie hoe jy vas nie. As jy vas, doen jy dit in jou binnekamer, jy doen dit in jou huis, verkieslik weet niemand daar, of jou gesin gaan uit die aard van die saak daarvan weet, maar dit is nie iets wat jy verkondig nie, dit is nie 'n deugde vertoning nie. Dit moet 'n opregte vas wees, dit moet 'n opregte behoefte wees en 'n uitdrukking wees van verootmoediging en van 'n soeke na die nabyheid van die Here. Die rede hoekom ons dit nie regtig doen nie is, of min doen en dit nie regtig gebruik onder ons kultuur is nie, is omdat dit 'n Joodse kulturele gebruik is, bietjie vreemd. Dit was iets wat oorgespoel het na die vroeg-Christelike kerk toe, want meeste van die lede van die vroeg-Christelike kerk was Jode. Paulus, weet ons, het op sy sendingreise eers die sinagoges gaan besoek en eers met die Jode gepraat, want hulle die agtergrond van die Ou Testament. So hy kon by die Ou Testament wat hulle geken het aanhaak en sê, die Messias wat die Ou Testament verkondig, dis Christus. En dan het hy eers, nadat hy sinagoges toe gegaan het, na die markpleine toe gegaan en met die heidene ook gepraat. So baie van die vroeg-Christelike kerkse lede was Jode en die gebruik het oorgespoel, grootliks onder meeste Christelike kerke uitgesterf in die tyd na die vroeg-Christelike kerk, en dit was weer 'n bietjie aandag op gevestig deur die Quakers, interessant genoeg, wat weer die aandag bietjie gevestig het op die vas, en toe daar bietjie meer studie oorgekom en meer artikels oor verskyn in Christelike kringe ook, en toe het 'n klompie Christelike kerke dit weer heropgeneem, met versigtigheid om te sê dit moet reg gedoen word. So 'n Christen kan vas vandag. Ons behoort nie iemand te veroordeel wat vas nie, dit moet reg gedoen word. Daar's 'n Bybelse manier om dit te doen, maar dis geen Bybelse opdrag nie, dis nuttig. Ek dink dit kan baie nuttig wees om jou aandag te vestig op jou verhouding met die Here, om aandag te vestig op gebed, en om jou te verootmoedig voor die Here. Kan Christene dit beslis doen. Ek wil net hierdie tong in die kies opmerking maak. Ek was in die tyd wat ek in die buiteland was, met baie Mohammedane te doen gehad, wat moet vas tydens daai Ramadan. En dit was altyd interessant om te sien hoe hulle dit benader, en almal moet maar weet hulle vas. Ja, dis baie openbaar. Ja, die Ramadan vas is baie openbaar, en hulle maak seker almal weet. Dit is weer eens wat so verrykend is wanneer 'n mens hierdie gesprekke het, want wat ek hieruit aflei is, nie aflei nie, wat jy duidelik klem op lê, is die Christelike vryheid, die verskriklike intense individuele waarde, individuele geloofswaarde, en dan wanneer 'n mens dit 'n bietjie meer in die kollektief en in die korporatief wil doen, is dit ook nie verkeerd nie, maar pas op vir daai om na buite te speel vir vertoon, of om iemand, waarom vas jy nie? Want ons het mos nou een uitgeroep. So, die persoonlike en diepte verhouding met die Here in 'n tyd wat jy sy aangesig soek, leiding soek, miskien krisis ervaar, kan dit baie nuttig wees. Maar dit is na binne, nie na buite nie. Ja, dit is 'n persoonlike saak. Vas is 'n baie persoonlike saak. So as ons, en dis wat Israel gedoen het, Israel het by tye as volk gevas, en mense sou dit kon doen as gemeente, of as volk, en sê ons vra die gemeente om te vas, dit sou nie verkeerd wees nie. Dan word dit nie verkondig aan die wêreld nie, dit kan in die gemeente afgekondig word, sê ons vra die gemeentelede om te vas, want ons het hierdie geweldige groot projek wat ons loods, 'n sendingprojek, of wat ook al die geval mag wees. Maar dan gaan mense nie polisieer wie vas nou en wie vas nie, dan dit bly die individuele lede, lidmate se persoonlike ervaring om die nabyheid van die Here te soek en hulle afhanklikheid van hom te betoon en hulle self te verootmoedig voor hom. Dis nie iets wat 'n mens gaan polisieer en gaan op daardie manier gaan probeer afdwing nie. Baie dankie.